Broers, is dit die einde van die jaar, die is op ons, nog net 17 dae oor in 2025, en miskien dink 'n mens onwillekeurig terug aan die jaar wat verby is, met gemengde gevoelens, die balans tussen die soet en suur van 2025. Dink maar net aan die afdankings wat ons in die gesig gestaar het hierdie jaar, en hier is ons vanoggend, ons werk is behoue, die Here het selfs nuwe werk hier in Naam Eikers vir een van ons lidmate geskep. Maar miskien is daar nie 'n gebrek aan teleurstelling onder mense as dit nou so in die breë vat oor miskien die verloop van hierdie jaar nie. Gebeure, omstandighede het die gewoonte om nie uit te draai soos wat 'n mens altyd hoop nie. En dan sukkel 'n mense om nie onvergenoegd te wees nie. Sukkel mense miskien om optimisties te wees oor die jaar wat voorlê, oor dit wat ek miskien so lank al wil verander hê, maar dit verander nie. Verwag 'n mens miskien sekere veranderings wat nie gerealiseer het en ook nie gaan realiseer nie. Ons gaan vanoggend stil staan by Lukas hoofstuk 12 vanaf vers 22 tot 48. Jesus het toe vir sy disippels gesê: "Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Let op die kraaie. Hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het nie stoorkamer of 'n skuur nie. Tog sorg God vir hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? Wie van julle kan deur om te bekommer 1 el by sy lewe, by sy lengte voeg? El is 'n maatstaf van lengte. As julle nie eers so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die res? Let op die wilde narsings, die lelies, hoe hulle groei. Hulle swoeg nie, hulle spin nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. En as God die gras in die veld, wat vandag nog daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Moet ook nie soek na dit wat julle moet eet of drink en daaroor besorgd wees nie. Dit is immers alles dinge waarna die nasies van hierdie wêreld soek. Maar julle Vader weet wat julle nodig het. Soek eerder sy koninkryk en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het dit goed gevind om die koninkryk aan julle te gee. Verkoop julle besittings en gee vir liefdadigheid. Maak vir julle beursies wat nie vergaan nie, 'n onuitputlike skat in die hemel, waar 'n dief nie kan bykom en geen mot kan verniel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand, en wees soos mense wat vir hulle eienaar wag om van die bruilofsfees terug te kom, sodat hulle, wanneer hy tuis kom en klop, dadelik vir hom kan oopmaak. Gelukkig is daardie slawe vir wie die eienaar wakker aantref wanneer hy terugkom. Ek sê vir julle, hy sal sy gordel vasmaak, hulle vir ete laat aanleun en hulle kom bedien. En as hy in die 2de of 3de nagwaak kom en hulle so aantref, gelukkig is daardie slawe. Maar dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het op watter tydstip die dief kom, sou hy nie by sy huis laat inbreek het nie. Wees julle ook gereed, want die Seun van die Mens, Jesus, kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag nie, sy tweede koms. Toe vra Petrus: Here, vertel hierdie gelykenis vir ons of vir almal? En die Here antwoord: Wees die betroubare en verstandige bestuurder, vir wie die eienaar oor sy dienaars sal aanstel om hulle rantsoene op tyd te gee. Gelukkig is daardie slaaf wie sy eienaar hom so aan die werk sal vind wanneer hy kom. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie slaaf in sy hart sê, my Heer talm om te kom, en hy begin die dienaars en diensmeisies slaan en begin eet en drink en dronk word, sal die eienaar van daardie slaaf op 'n dag kom wat hy nie verwag nie, en op 'n uur wat hy nie weet nie. Hy sal hom middeldeur laat kap en hom laat deel in die lot van die ontroues. Tot sover. Dit is goed dat ons so van tyd tot tyd onsself herinner
aan dit wat met ons self gebeur. Miskien is dit dan makliker as ons so terugkyk die afgelope jaar. Dit is goed om te onthou hoe ons die afgelope jaar beleef het. Hoe was hierdie jaar vir jou gewees? Wat het met jou gebeur? Hoe was jou omstandighede dieselfde as 2024? Wat was anders wat gebeur het hierdie jaar wat verby is? Dit in mens so dit doen, raak dit vir jou eintlik makliker en so oefeningkie om jou bekommernisse regtig raak te sien. Bekommernisse wat ons dan kan opweeg oor wat werklik gebeur het, hoe ons bekommerd was en hoe ons bekommernisse uitgedraai het as totale al ongegrond. Wanneer ons terugdink aan wat werklik gebeur het teenoor wat ons gevrees het wat sou gebeur het, dan kan 'n mens jou bekommernisse raak sien en dis 'n goeie oefening. Dis 'n goeie oefening om te sien waar staan ek in my lewe met die Here. Wat verwag die Here van my? Wat wil hy meer van my hê? Maar dit wat die Here van ons verwag is altyd dit wat vir ons 'n beter lewe bied. Ons dink nie so daaraan nie, want 'n mens voel in baie opsigte wanneer jy die Bybel lees oor dit wat die Here van jou verwag, voel jy as eise werk wat jy moet inspann, wat jy doen, wat jy nie doen nie. En baie van daardie dinge wat die Here van ons verwag is so. Dis dinge wat ons aan tekort skiet. Maar dan verloor ons uit die oog dat wanneer ons gehoorsaam is aan wat die Here van ons verwag, gaan dit werklik beter met ons. En nie beter altyd gemeet aan omstandighede nie. Ons is as mense verskriklik vas aan omstandighede. Met ander woorde, dis aan die gebeur in my lewe is gelyk aan dis hoe ek voel. Dis waar ons baie ons lewe sluit en versluit raak in ons lewens, nie volgens die Here se wil nie. Die Bybel maak dit baie duidelik en gee vir ons die verhale van mense met wie dit nie goed gegaan het nie, wat 'n slegte jaar gehad het, wat by hulle ou jaar uitgekom het en teruggekyk het en dit was net 'n baie slegte jaar. Maar tog was hulle ervaring daarvan nie sleg nie. Die groot verskil wat die Here in jou lewe maak, wat mense buite die kring van die Christendom nie kan verstaan, nie kan begryp en nooit kan ervaar nie, is dat die Here laat vir ons anders deur ons omstandighede gaan. Hy bring vir ons in die middel van 'n storm, gee hy vir my vrede. Te midde van ongelukkigheid, dinge wat nie uitwerk nie, gee hy vir my rus. En dit is een ding miskien wat ek kan sê van hierdie jaar wat verby is, as ek moet oordeel, die vrees, die onsekerheid waaronder soveel lidmate hierdie jaar verkeer het, wanneer hulle gehoor het van die afdankings, en baie mense is afgedank, veral by KP Lime, en ek onthou die onsekerheid, hoe dit gevat het aan mense. Daardie ervaring van jou is ook terselfdertyd 'n spieël wat vir jou wys in watter mate jy die Here vertrou. Watter mate wanneer jy die Here vertrou. Ons kan beter ons bekommernisse raak sien wanneer ons terugkyk, want dan het ons die perspektief. Ons kan onthou, waar was ek en wat het gebeur met alles? Niks nie. Hoeveel van ons mense, lidmate het almal deur die bank hulle werk behou. Hier's een lidmaat wat sy werk verloor het en toe gee die Here vir hom 'n nuwe werk reg hier in Lime Acres by dieselfde plek waar hy gewerk het. Net 'n ander eienaar, 'n ander baas vir wie hy werk. So wys die Here vir ons op ons bekommernisse. So wys hy vir ons dat ons moet werk daarvan maak om hom te vertrou. Die Here wil eintlik vir my sê en vir ons vir mekaar sê, moenie 2026 ingaan soos jy was hierdie jaar nie. Gebruik die ervaring van hierdie jaar se onsekerheid, waar dit ook al sleg gegaan het met jou, vir jou om jou geloof, jou vertroue in die Here te sterk. Ons kan beter insien in watter mate die Here vertrou, wanneer ons kan terugkyk in die jaar en onthou waar ons gesukkel het met bekommernisse. Ons moet standvastiger wees. Ander mense gaan op ons staat maak vir geloof in die Here. Met die wêreld, my broer en suster, wat al hoe donkerder word,
Die toestand van die wêreld wat al hoe meer ooreenstem met die Bybelse voorspellings van die eindtyd. Vers 22, kom ons begin en ons stop 'n bietjie daar. Jesus het toe vir sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Die Here is hier besig om twee dinge teenoor mekaar te stel. Behoeftes of dan fisiese behoeftes, kos en klere teenoor die lewe. Die Here is nie besig om uit te spel waaroor gaan die lewe nie, maar die lewe is alles teenoor dit wat fisies is. Met ander woorde, ons kan so sê, dit gaan oor alles wat die teenoorgestel is van wat ek in of kan of moet voorsien. Ek moet kos gaan kry, ek moet gaan klere koop met die geld wat ek verdien. Dis alles binne die domein, die area van ons voorsiening. So wat die Here moet sê is, moenie eers bekommer wees oor dit wat jy voorsien nie. En dan later, soos ons gaan met hierdie gedeelte, kom 'n mens agter die Here is besig met 'n argument wat opbou en opbou en opbou. Hy praat oor bekommernisse, dan gebruik hy die voëls. Dan praat hy oor bekommernisse en dan gebruik hy die lelies. Elke slag herhaal die Here dieselfde boodskap en dan kom hy by 'n spesifieke punt uit. Die Here wys daarop dat die lewe gaan veel meer as ons kos en klere. In ander woorde, dit wat, kom ons sê, innerlik is. Dit wat vir my die lewe laat lewe soos ek dit lewe. Hoe ek my lewe ervaar. Ervaar ek my lewe as goed, as sleg, positief, negatief? Die innerlike dinge, dis die dinge waar ons nie kan by uitkom nie, want dit het te doen met ons gebeure, ons omstandighede, wat ons nie kan verander nie. Ons moet daarmee verlief neem. Die Here wys vir ons op soveel wat belangriker is as dit wat fisies is. Daar is soveel mense lewe wat belangriker is as jou behoeftes, jou fisiese behoeftes. Die Here se getroue sorg teenoor die natuur, die voëls daar buite. Beklemtoon vir ons dat hy vir ons sal sorg, want die Here herhaal, ons is soveel meer werd as die voëls. Maak nie saak hoe ek voel nie. Dis nie hoe veel werd jy voel oor jouself en oor jou lewe wat jou waarde bepaal nie. Dis hoe ons daarna kyk, dis nie hoe die Here daarna kyk nie. Dus dat ons moet besef dat ons waarde, my waarde as 'n persoon is vir die Here veel meer as my waarde teenoor myself. Ons moet ons waarde nie kry van myself in my eie gevoel hoeveel is ek nou werd nie. Maar die Here wat vir my sê, jy's baie werd, meer as wat jy vir jouself werd is jy vir die Here werd. Dit is so belangrik. Ons is spesiaal vir die Here. Broer, suster, ek wil amper vir jou weet, jy sal nie 5 minute na jy uitgestap voel, gaan jy alles behalwe voel, spesiaal voel. Ons omstandighede trek elke dag honderde strepe deur die woord spesiaal. Ek wonder hoeveel mense gaan vir my 'n antwoord reg hê as ek vir jou onverwags vra, hoekom voel jy spesiaal? Of miskien net, voel jy spesiaal? Dis nie hoe ons voel nie, dis oor wat die Here sê, wie wat ons is. Klaar. Elkeen van ons. Elkeen van ons. Nie gemeet aan ons prestasies, nie gemeet aan ons kennis nie, nie gemeet aan dit wat ons doen nie, niks gemeet aan ons omstandighede nie. Bloot die feit dat die Here het vir jou gemaak, spesiaal vir hom. Baie spesiaal. Jesus beklemtoon dit, ons bekommernisse is nooit 'n oplossing vir dit waaroor ons onsself bekommer nie. Bekommernisse maak dit waardeur jy gaan, my broer en suster, nie beter nie. Dit verander dit nie. Dit is totale al futiel om bekommerd te wees. Dit is 'n mors van tyd. Dit is eintlik 'n mors van die Here se almag en beheer. Met elke oomblik wat 'n bekommerd is oor iets, vrees ek. Bekommernis is gelyk aan vrees. En vrees is die teenoorgestelde van vrede. Ons moet nooit vrede maak met vrees nie. Nooit nie. Here getrou, weer eens kom die Here by die lelies uit, die tweede keer die getroue sorg van die Here.
Die natuur, as die Here so getrou is oor die natuur, hoe getrou is hy nie oor ons sorg en sal hy wees nie. Vers 29, moet nie soek na dit wat jy moet eet of drink en daaroor besorgd wees nie. Dis 'n herhaling om te beklemtoon. Herhaling in die Bybel is 'n tegniek wat gebruik word om te beklemtoon. Dit word baie gebruik. Dit is immers alles dinge waarna die nasies van hierdie wêreld soek. Hulle soek na wat gaan ek eet, wat gaan ek drink, wat gaan ek aantrek. Maar julle Vader weet wat julle nodig het. Hier vergelyk Jesus ons lewens met die lewens van die onchristelike massa daar buite. Moenie dit doen nie, dis die dinge wanneer die nasies van hierdie wêreld soek. Dis die dinge waarna mense wat nie Christene is soek nie. Hoekom soek hulle daarna? Omdat hulle rede het om bekommerd te wees. Hulle het baie rede om bekommerd te wees. 'n persoon wat 'n heiden is, broer, sister, nie 'n Christen nie, het niemand om op staat te maak nie. Daar's niemand sterker nie, daar's niemand groter nie, daar's niemand in beheer van my lewe nie. Daar's niemand wat ek kan vertrou nie. Dis net ek. Dis net ek op wie ek kan vertrou en wat as iets met my gebeur? Hulle bekommer hulle oor hulle behoeftes, my broer en suster. Hulle kan daarin voorsien. Hulle gryp na antidepressante, niemand om op staat te maak nie, net 'n pil wat vir my kan hopelik beter laat voel. Hulle is dus nie verniet bekommer nie. Wat gebeur as daai persoon skielik siek word, ernstig, in 'n ongeluk beland, werk verloor? Dis net jy. Dis net jy. En daarom is hulle bekommerd. Moet ons doen wat daardie mense doen? Moet ek skuldig bevind word aan dieselfde bekommernisse wat daardie mense ronddra? Kan jy sien die kloof, die afstand, die uiterstes van hulle in ons? Hoe kan ons optree soos hulle? Vers 31, soek eerder sy koninkryk en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dit is die hele punt waarna Jesus op pad was in hierdie gedeelte, my broer en suster. Dis sy hele argument. Hy sê moenie soek na dit nie, ander mense soek daarna. Moenie soek daarna nie, kyk na die natuur, die Here voorsien. Maar dan sê hy, terwyl hy heeltyd sê moenie soek nie, nou is dit die teenoorgestelde. Nou sê die Here soek. Moenie soek nie. Nou is dit soek. Soek waarna? Die koninkryk van die Here. Wat is 'n koninkryk? Ag, dis maklik om te verduidelik. Dis 'n area waaroor 'n koning regeer. Dis die koning se ryk. Wie is die koning? Ons koning is Jesus. Sy beheer is waarna ons moet soek. En nou verander die prentjie. Nou sê ek net dit wat ek nodig het, en dit wat ek nodig het, en dit wat ek nodig het, en dit. Dis nie net my lysie van wat ek nodig het elke dag nie. Dis totale beheer. Dis 'n ander storie. Dis 'n totale beheer. Dis die lekkerste ding in die lewe, die wonderlikste ding wat my oorgebeur het, toe ek my totale lewe vir die Here oorgegee het en sê, daar's hy. Maar dit het gekom na ek vir 10 jaar lank 'n gemors daarvan gemaak. So dit was maklik om te sê, hier is hy Here. En hy het hom reg gemaak. Hy het my opgefiks en teruggebring Suid-Afrika toe en het 'n klomp gemors weggekry. En broer en suster, as daar een ding is wat jy jou nie kan voorstel nie, ek weet vir jou, is hoe die Here die kwaliteit van jou lewe kan verbeter as jy net jou lewe vir hom gee. Ek weet vir jou, jaar later, volgende jaar, hierdie dag, as jy na my toe kom, sê jy vir my sê, Dominee, ek het nooit kon dink hoe die Here my lewe kon verbeter het. En ek praat nie eens van omstandighede nie. Ek praat nie van omstandighede nie. Wat het omstandighede te doen oor hoe ek as 'n Christen voel? Dis heidene wat so is. My lewe kan presies dieselfde wees. Ek sê vir jou, weet, na 'n jaar is jou lewe hier binnekant totaal al anders. Jy gaan vrede hê. Jy gaan skielik ontdek, o Griet, ek het geduld. Waar kom dit vandaan? Ek het skielik geduld. Ek het vrede. Wie het vrede in sy lewe? Waar kry jy vrede? Ek sal ryker word as Elon Musk as ek kon vrede vir mense kon verkoop.
vrede. Vrede. Die punt, hy was heeltyd op pad na die koninkryk, absolute beheer. Hier is die lewe waarvan Jesus praat. Gee jou lewe vir my en ek sal sorg vir al jou behoeftes en baie meer. Baie meer. Die Here wil sorg. Hy wil vir alles sorg. Hy wil nie hê ons moet vra, Here, help bietjie hier want ek kan nou nie dit kry nie, of help vir my daar want ek kan nie dit kry nie, en verder sal ek self sorg. Né? Soos die bose Suid-Afrikaanse idioom, die Here sorg vir hulle wat vir hulle self sorg. Dis so onbybels soos nog iets. Die Here wil vir jou gee, nie net dit wat jy self kan gee nie, want dit wat jy self kan gee, my broer en suster, is dit regtig wat jy wil hê? Is dit die meeste wat jy, is jy self gelukkig? Is jy satisfied? Is jy heeltemal gelukkig met wat jy vir jouself kry? Daai areas wat ek nie vir die Here se hulp nodig het nie, want kyk, hy gee vir my energie. Hy gee vir my energie, so ek moet dan maak daarmee en verantwoordelik daarmee omgaan, sekerlik. Maar die Here wil vir jou baie meer gee, 'n kwaliteit van jou lewe hier binnekant waar mense sukkel met sulke lae kwaliteit mens wees. O, griet. Ongelooflik waaroor mense net eenvoudig gelukkig raak. Ek wil vanoggend vir jou vra, jy moet ongelukkig word. Totale al ongelukkig. Jy moet hier hoogs ongelukkig hier uitstap. En vir jouself sê, Here, ek is ongelukkig oor dit wat ek aan myself doen. Ek is ongelukkig oor die boksie waarin ek vir U sit en mooi toemaak. Ek is ongelukkig omdat ek aanvaar dis die einde van die kwaliteit wat my lewe ooit sal bereik. Ek wil hê jy moet hoogs ongelukkig wees, my broer en suster. Die Here wil alles sorg in ons lewens oorneem. Hy wil ons bring by volkome vertroue. En dis net moontlik wanneer ons lewens gehele al aan die Here oorgee. Dis 'n besluit, my broer en suster, dis nie 'n daad so seer nie. Die Here gaan nie oor hoe goed ek dit doen, of hoe goed ek dat doen, of hoe goed ek dat doen nie. Want dit kom nie nodig nie. Die Here werk op ons besluite. As ek besluit om iets te doen, dan is die Here daar om daai besluit te sterk, as dit 'n besluit is volgens sy wil. Om jou lewe aan hom oor te gee is 'n besluit volgens sy wil. Die Here het 'n baie spesifieke plan met jou lewe, broer en suster. Dis hoekom hy wil hê jy moet vir hom gee, dat hy van dit kan maak wat hy daarvan wil maak, sy plan in werking stel. Nie jou plan nie, sy plan. Hy wil daai plan elke dag laat realiseer, een dag op 'n slag. En dan gaan die Here oor, my broer en suster, in vers 46, wees julle ook gereed, want die seun van die mens kom betyd wanneer julle dit nie verwag nie. Die twee volg net na die eerste een. Is baie interessant. As mens dink daaraan, hoekom het Jesus nou van hierdie kwessie van vertrou op my, gee jou lewe vir my, moenie bekommer wees nie, gaan hy oor na Jesus se koms en die gereedheid daarvan. Omdat wanneer ons bekommernisse vir die Here gee, ons lewe vir die Here gee, is ons baie goed op pad om gereed te wees vir Jesus se tweede koms. En dis 'n kwessie wat vandag baie meer dringend is as destyds 2000 jaar gelede. Veral as ons kyk na die stand van die mensdom in die wêreld, hoe daar al die legkaartstukkies wat ons in die Bybel kry oor die eindtyd, hulle kom al hoe meer by mekaar. 50, 100 jaar gelede het mense vir mekaar gesê, die Bybel sê in die eindtyd gaan mense op hulle voete dood. Hulle sal nog op hulle voete staan as hulle al mors dood. Mense kon dit nie verstaan nie, dit was nie moontlik nie. En toe kom die eerste kernwapen, atoombom. En dis presies wat gebeur met jou. En so die stukkies van die legkaart van die eindtyd, veral oor mense en wie mense is en wat hulle doen.
Jy sien dit al hoe meer en al hoe meer stukkies. Daar's 'n lang gedeelte in die Bybel. Ek kan nie onthou waar ons 'n baie goeie skets kry van die kwaliteit, die eienskappe, van hoe mense gaan wees in die eindtyd. En al hoe meer van daai sien jy in mense. Al hoe meer van dit word standaard, bedoelende ek kry dit by al wat 'n mens is. Daarom wees gereed. Die seun van die mens kom wanneer jy dit nie verwag nie. Ek wonder hoeveel Christene kan sê ek is gereed om te gaan. Ons is so ingestel op hierdie tydelike aardse woning, ons vergeet ons is net op pad. Hierdie is net 'n trip, 'n reistog. Ons is tydelik hier. Dis nie ons woning nie, dis maar net die voorportaal van ons bestaan, maar nie die begin. Is ons bewus daarvan dat ons op pad is? Is ons bewus daarvan dat ons moet gereed wees? Amen. Hemelse Vader, dankie Here dat ons net weer voor hierdie nuwe jaar dit op die hart kan druk dat ons nie hierdie jaar met bekommernisse ingaan nie en dat ons nie ons bekommernisse gaan aanvaar nie. Dat ons bekommernisse sal sien as vrees wat nie van U afkom nie, Here. Meer nog, vrees wat ons vertroue in U skaad, beseer, seermaak en verwoes. Dat ons nie sal inlaat vir enige bekommernisse hierdie jaar wat sal kom nie, maar elke slag as daai vrees kom, vir onsself sal sê, op ons knieë en waar ons werk en waar daardie vrees ons ook pak. Ons vertrou op die Here, hy sal sorg alles wat ons nodig het. Ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus se naam, amen.